2, 1 Johannes hoofstuk 2. Julle kan gerus so lank daarin blaai. Een vriend van my se pa was 'n groot skaapboer daar in die Oos-Transvaal. En na baie jare se boerdery het hy altyd hierdie opmerking gemaak. Hy sê, as jy nou een ding van skape kan sê, wat hy nou geleer het deur 40 jaar se boerdery met skape, as hy kan vrek hy. En weet julle, vir ons as mens is daar 'n soortgelyke ding. En dit is, as ons kan sondig, dan sondig ons. En ek wil dit nou 'n bietjie kwalifiseer as ons nou daaroor praat. Maar vir selfs vir ons as gelowiges, as ons nie versigtig is nie, as ons nie 'n wag voor ons mond sit en ons gedagtes oppas nie, dan is dit net so, dan sondig ons ook. En ek wil vanmôre nou iets daaroor gesels, maar voordat ons nou verder praat, as julle daai prentjie daar op die skerm sien, dan sien julle hierdie man wat die hartjie ophou, en ons het laasweek gepraat oor hoe ons met ons hart glo en met ons mond bely. En dan kom vanmôre nou die hande by, die hand waarmee hy die hartjie vashou en die hand wat hy op sy mond het. So ons praat vanmôre oor hierdie tema, om God te dien met hart en mond en hand. As ek nou hierdie versie lees in Romeine 7 vers 19 sê Paulus, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dis nou soos daai skape. Hy sê ek wil nie sonde doen nie. Maar as ek my kon kry, dan het ek weer sonde gedoen. En dis baie keer vir ons 'n worsteling, hierdie dinge. En dit ten spyte van die veranderinge wat God reeds in ons gebring het. En ek wil nou net weer aansluit by 3 groot veranderinge wat God in ons lewe bring. Die eerste groot verandering is, hy gee ons 'n nuwe hart. In Efesiërs 5 vers 8 staan daar, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Hier staan met ander woorde, vroeër was ons hart stik donker. Maar toe ons vir Jesus innooi, en hy deur sy gees in ons kom woon, toe gee hy ons 'n nuwe hart. 'n Hart van lig. En as ek dit nou so kan sê, daai ou hart van duisternis het net aan homself gedink. Daai hart van duisternis het God nie herken nie en wou self God wees. Hy het gedoen net waarvoor hy lus is. Maar as God ons harte nuut maak en sy lig in ons harte bring, dan wil ek nie meer sondig nie. Dan wil ek doen wat reg is en wat God sê. En as ek dit nou met 'n prentjie kan illustreer, as julle nou kyk na hierdie 2 harte, die hart van duisternis aan die linkerkant. En dis die natuurlike toestand van 'n mens se hart, is duisternis. En ons wil so graag daai hart aan die regterkant wees, daai hart wat straal van lig, van reinheid, van goedheid. Maar ons kan dit nie self doen nie. Net God kan daai verandering in ons bring. En hy bring dit die oomblik wat ek en jy ons hart vir Jesus oopmaak, omdat ek besef het, ek is 'n sondaar, my hart is stikdonker, en ek kan myself nie red nie.
En dan maak ek my hart oop vir Jesus en vra, Here Jesus, sal U asseblief kom en my kom red? En hy bring dan daai verandering. Ons noem dit die wedergeboorte. 'n Hart wat net sy eie wil wou doen, wil skielik die Here eer. En dit is God se werk in ons. Nou kom ons lees nou saam daai gedeelte in 1 Johannes hoofstuk 2. Ons lees daar van die eerste versie af. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daarom dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Nou, as ons nou oor hierdie harte praat, dan wil ons sê, Paulus praat hier in Romeine 7 vers 21, so vind ek dan hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, dis die nuwe hart, dis die lig in ons, maar al wat ek doen, is die slegte, dis die ou sondige natuur. En hierdie twee in ons harte beklei teen mekaar. Op 'n ander plek sê Paulus, dat hulle staan lynreg teenoor mekaar, is asof hulle so bots met mekaar. Hulle stamp koppe die hele tyd, om te kyk wie kan beheer kry in my lewe. En ek is die een wat kies, watter een stel ek in beheer? Die Heilige Gees, wat die lig bring, of my ou sondige natuur, wat weer die duisternis wil terugbring? Dis my verantwoordelikheid. Dis die eerste ding wat God gedoen het, hy gee vir ons 'n nuwe hart. Dis 'n groot verandering wat hy in ons bring. 'n Tweede groot verandering is, hy gee my 'n nuwe mond. En ons het verlede week daaroor gepraat, dat wanneer God in my hart deur die Heilige Gees daai diep oortuiging bring dat God werklik God is, dat hy die skepper is, die een wat my gemaak het. As hy my daai diep oortuiging gee dat ek 'n sondaar is wat myself nie kan red nie, en uit myself is ek absoluut verlore. Maar dan bring hy ook daai wonderlike oortuiging, God het 'n redder gestuur, Jesus Christus ons Here. En elkeen wat hom in geloof aanneem, vir hom vergewe hy al sy sonde, en hy gee vir hom nuwe lewe. En dan as my hart tot daai diep oortuiging gekom het, dan verander dit die manier hoe ek praat. As iemand wat regtig in die sonde geleef het vir 'n lang tyd in sy lewe, tot bekering kom, dan hoor jy dit in die manier hoe hy praat. Daar in Virginia was 'n man gewees, ek het al voorheen van hom vertel, hy was 'n boer gewees, en hy was ver in die wêreld. 11 uur in die oggend is daai man al rooi warm gekuier. En elke tweede woord is 'n vloekwoord. En toe kom hy tot bekering op 'n wonderbaarlike manier. Dit was net God se toedoen op 'n boeredag, waar hy net, die Here hom net aanraak. En daai ou se lewe verander so, dat hy hou heeltemal op drink. En die mense sê, dis nie meer dieselfde Piet nie. Hierdie ou wat nou hier praat nie soos Piet altyd gepraat het nie.
Want sy mond het verander, omdat sy hart verander het. As julle hierdie prentjie kyk, I've got a good heart, but this mouth. En ons dink baie keer, my hart is goed, maar hier kom lelike goed by my mond uit. En ons maak eintlik so 'n diskonneksie tussen dit wat in my hart aangaan en dit wat by my mond uitkom. Maar Jesus trek dit sommer gou-gou reg. Hy sê die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So as ek moet sê, hier kom slegte goed uit my mond uit, dan help dit nie ek probeer my mond verander nie, ek moet gaan kyk na my hart. Want my hart is die bron waaruit dit wat by my mond uitkom, uitvloei. Dis 'n baie slegte ding, en so baie van ons as gelowiges struikel ook oor hierdie ding, dat ons nie 'n wag voor ons mond sit nie. 'n Ruk terug praat iemand met my en vertel hoe hulle in 'n geselskap sit waar mense skinder oor hulle mense. Hulle weet nie hulle is familie nie. Maar hulle kraak hulle mense af en dis van hulle eie gemeentelede wat dit doen. Hoe sleg is dit? En daarom het ek en jy regtig nodig om 'n wag voor ons mond te sit en te vra, dit wat ek nou praat, is dit lig of is dit donker? So dis die eerste groot ding wat God in ons hart, in ons lewe verander, is ons harte. Hy gee ons 'n nuwe hart. En uit my nuwe hart gee hy my 'n nuwe mond. 'n Mond wat hom wil loof en prys. En met alles wat ek praat, vir hom wil eer bring. En dan in die derde plek gee die Here my nuwe hande. As iemand se hart verander wanneer hy tot bekering kom, dan verander dit wat hy doen. Dan doen hy ander goed. En as jy nou kyk na hierdie twee prentjies, die een is 'n vuis wat so slaan, wat praat van woede en aggressie, en die ander een is hande wat so 'n hartjie wys hier op my bors, wat gereed is om liefde uit te gee. En dis die verandering wat God in ons harte, in ons lewe wil bring, deur ons harte te verander. Hy wil dit wat my hande doen, ook daarmee verander. Sodat hierdie hande wat altyd in diens gestaan het van dit wat verkeerd is, wat die werk van die donker gedoen het, dat dit nou gereed sal wees om liefde te betoon, om mense nader te trek, om mense te omarm met liefde. Dis wat God deur ons hande wil doen. Hier in 1 Johannes 2 vers 3 sê hy, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Met ander woorde, Johannes sê, so iemand ken hom nie eintlik nie. Ek onthou, daar's baie voorbeelde, maar ek onthou sommer 'n keer wat 'n man by my kom bedel het, en hy het by my gekom en gesê, Dominee, ek dink die Here het my na jou toe gestuur, want ek het so groot nood, en ek bid dat die Here jou sal gebruik om my te help. En hy verduidelik hierdie groot krisis wat hy het, en ek help hom toe met geld, en 'n halfuur later, ry ek by 'n plek verby, hier staan hy by die drankwinkel besig om drank te koop. En ek weet toe net, daai woorde wat hy alles gepraat het, was net voorgee, het was net leuns. Hierdie hart het nog nie regtig tot bekering gekom nie, het nog nie regtig vir God leer ken nie. Jy sien dit uit dit wat hy doen. Ek wonder as ons nou bietjie stil word en so aan onsself dink. Kan mense uit dit wat jy doen sien dat jy aan God behoort? Ek wil so 'n stellingkie of 2, 3 maak.
Die eerste is, as ek God ken, verander my mond en hande. Iemand wat in hom bly, sê Johannes, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. So wanneer ek God leer ken, verander my mond en my hande. En as dit nie gebeur nie, is daar iewers 'n probleem. Nou wat kan die probleem wees? Dit kan 'n vals bekering wees, waar my hart nog nie regtig aangeraak is en verander het nie. Dit is goed, ek het in my kop tot 'n oortuiging gekom, Jesus is die Here, maar dit het nog nie by my hart uitgekom nie. En dan is dit eintlik 'n vals bekering. Partykeer gebeur dit dat iemand tot bekering kom vir 'n rukkie die regte goed doen en dan weer terugval in sonde. En dan kan dit wees, soos wat Jesus gepraat het met die saaier, dat die dief gekom het en die saad weer weggesteel het. Maar partykeer is daar 'n ander probleem. Partykeer is dit 'n geval van dat die persoon nie die regte dieet het nie. Hy eet nie die woord nie. Hy ken nie die Bybel nie. En daarom kan hy nie staande bly nie. Ander kere gebeur dit, dat iemand tot by die bekering kom, en daar is niemand, geen ander gelowige, wat hom help nie. Want wanneer iemand tot bekering kom, en hy word weergebore, is hy eintlik soos 'n pasgebore babietjie. En hy het nou iemand nodig om vir hom te sorg, om hom te help om die pad te vat. Hoe bid ek? Hoe hou ek stilte tyd? Hoe lees ek die Bybel? Daai basiese goed het so 'n jong gelowige nodig om te leer. En baie keer faal ons die jong gelowiges, omdat ons hulle nie help nie. Daar is so groot tekort aan geestelike vaders en moeders vir jong gelowiges. En dan is dit nie te sê, die persoon het nie tot bekering gekom nie, maar hy het nie die hulp gekry wat hy nodig het om te groei nie. So die eerste ding is, wanneer ons tot bekering kom, vir God leer ken, verander my mond en hande. Ook mense wat God ken, doen nog sonde. Ons lees mos nou hier in vers 1, dit skryf ek aan julle my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. So Johannes sê, ouens, moenie sondig nie. Maar dan sê hy, en as een van ons sondig, want hy weet, dit gebeur met ons. Wie van ons kan sê, ons het nou nog nie in sonde geval nie? Hy sê, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Vriende, die waarmerk van 'n gelowige is nie dat jy nooit sondig nie, maar die waarmerk is, jy bly nie in daai sonde nie. Die oomblik wat jy agterkom, ek het weer in hierdie sonde geval, dan hardloop ek terug na die Here toe en gaan sê vir hom, Here, ekskuus, ek het weer in hierdie sonde geval. Vergewe my. Help my, Here, verander my hart om hierdie sonde te kan wen. Ek bly nie in daai sonde nie. Terwyl iemand wat voorgee dat hy tot bekering gekom het, maar nie regtig tot bekering gekom het nie, val terug in die sonde en hy bly maar net in daai sonde. Hy ploeter nou maar net voort in daai sonde. Die liefde van God help ons om soos Jesus te leef. Hier in 1 Johannes 2 vers 5 staan, wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. So wat sê hy hier? Hy sê, wat is die doel van God se liefde? God se liefde wil ons help om God se woord te gehoorsaam. Hierdan weet ons dat as ons in hom is, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Nou, daar is groot voordeel in om sy woord te gehoorsaam, om te lewe soos Jesus gelewe het. En ek wil sommer net 3 goedjies noem. Die eerste ding is, dit eer God, as ek en jy hom gehoorsaam. En elkeen wat besef die ontsaglike prys wat Jesus vir ons betaal het, ons wil hom eer. Die tweede ding is, dit hou groot voordeel in vir ander mense as ons doen wat God sê. Want ons word eintlik
soos 'n getuienis voor hulle. Ons word eintlik soos 'n kanaal waardeur God se lig na mense toe loop. Dis die tweede groot voordeel, wanneer ons volgens sy woord lewe soos Jesus lewe. Dit bring God se genade en sy liefde na mense toe. En die derde een is, dit hou groot voordeel in vir my en jouself. Dis net soos in 'n huisgesin, waar 'n pa en sy seun in vrede lewe. Daar's liefde tussen hulle twee. Dan is dit lekker om daar te wees. Maar, as ek 'n pa koppig gestamp het, ek was ongehoorsaam, en nou is ek hardkoppig, ek wil nie ekskuus sê nie, dan bring dit hierdie verwydering tussen my en my pa. En dis wat tussen ons en God ook gebeur. Daarom hou dit vir ons groot voordeel in, as ons doen wat God sê, en sy liefde wil ons help, om daarby uit te kom. En dan wil ek afsluit, hoe kan ons soos Jesus lewe? Die eerste groot ding is, ons het die woord van God nodig. Dis ons kos. Dis nou, hulle sê ons, as jy nou in sport kyk of so, en veral nou in rugby sê hulle, dat die kos wat jy eet, is so belangrik, want dit gee jou die krag om te doen wat jy moet doen. Die regte dieet. En nou sê hulle slaai help nie so baie nie, hulle sê vleis is beter. Nou die woord van God is soos die kragkos wat ek en jy nodig het om te kan lewe soos God wil hê. As ons nie die woord lees nie, as ons nie dink oor dit wat God se woord sê nie, gaan my lewe nooit meer word soos Jesus nie. Nooit. Ek het dit nodig. Ekskuus tog, nou gaan ek te vinnig. Die tweede ene wat ons nodig het, is die Heilige Gees. God praat met ons deur sy woord, en hy bring die oortuiging, maar die Heilige Gees is die een wat my die krag gee, om nou te gaan doen, wat ek moet doen. Hy is die dinamiet, die plofkrag van God in my lewe, wat my help om verandering te maak, om sonde te vang en nek om te draai. Ek kan dit nie self doen nie. Al het ek deur die woord tot die besef gekom, dit wat ek doen is verkeerd, dan kan ek dit nog nie self regmaak, sonder die krag van die Heilige Gees nie. En daarom die oomblik, wat die woord in my, vir my iets wys in my lewe, wat verkeerd is, of iets wat ek moet doen, iets wat goed is, wat ek nog nie doen nie, maar wat die Here wil hê ek moet doen, dan gaan ek daarmee na die Heilige Gees toe, en sê vir hom, Here, ek het U nodig. Help my. Ek kan dit nie self doen nie, maar dankie dat U nou in my bly, om my in staat te stel, om dit te doen. En dan stap ek in geloof uit, en ek gaan doen dit, in die vertroue dat die Gees my die krag sal gee, om dit nou te doen. En dan in die derde plek, medegelowiges. Ek het nou in die begin so ietsie daarvan genoem, hoe belangrik medegelowiges is, om ons te help om te leef soos Jesus geleef het. En nou wonder ek, het jy vriende wat jou regtig daarmee help? Ek het 'n vriend, Dominianus Roux, hy is nou al afgetree, hele klompie jare, maar hy was fenomenaal hiermee. Wanneer hy het sulke omgeegroepe gehad, en as hy by daai omgeegroep kuier, dan sal hulle vleis braai en saam kuier, en die ouens het groot sports en goede, en dan op 'n stadium, dan gaan sit hulle daar om die vuur, en dan vra hy vir hulle, ouens, sê bietjie vir my, hoe gaan dit met jou? En dan antwoord die ou, en dan sê hy, ek hoor nou wat jy sê, maar jy's nog bietjie vaag. Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou verhouding met Jesus? Hoe gaan dit met jou stilte tyd? En as jy sulke vriende het, dan help dit jou verskriklik baie. Dit kan jou man of jou vrou wees. Dit kan 'n familielid wees of 'n goeie vriend. Maar het jy so iemand wat jou help om meer soos Jesus te leef? Wat jou verantwoordelik hou om daai goed wat jou verantwoordelikheid is, soos om die woord te lees, soos om met God te praat in gebed, wat jou verantwoordelik hou om dit te doen.
En as jy sulke vriende het, man, dan help dit jou regtig baie om meer soos Jesus te lewe. Dit spoor jou aan, dit bemoedig jou, en selfs wanneer jy in sonde geval het, dan help daai ons jou weer opstaan. Het jy sulke vriende? As jy dan nou jou eie lewe in oënskou neem, as jy bietjie dink aan die traject van jou lewe die afgelope tyd, wat is besig om in jou lewe te groei en sterker te word? Die lig of die duister? En as jy vanmôre hier sit en jy sê, ek kan nou nie sê dat een van die twee toeneem nie, dis asof ek vasgehaak het, ek staan net op een plek. Wat dink jy is die rede daarvoor? Is die rede dalk dat jy nie genoeg tyd met God se woord spandeer nie? Dat jy dit dalk self probeer doen en nie die krag van God se gees vra nie? Is dit dalk omdat jy vriende, medegelowiges kort, om die pad saam met jou te loop? Wat het jy nodig om jou te help? Want God het reeds die verandering in jou hart gebring. Hy het reeds die lig in jou gegee. En omdat dit jou hart verander het, het dit jou mond verander. En het dit jou hande verander. Maar is jy besig om te groei daarin? Mag die Here ons help dat ons lewe elke dag al meer en meer soos die van Jesus sal word. Vader, baie dankie dat U deur U woord met ons praat, en Here, dankie dat ons niks van hierdie dinge wat ons hier hoor op ons eie hoef te doen of kan doen nie. Ek kan nie my eie hart verander nie, maar dankie dat U, wanneer ek my hart vir U oopmaak, inkom en daai donker hart vervang met 'n hart van lig. En wanneer my hart so verander, dan verander dit my mond, dit wat ek praat. En dan verander dit my hande, dit wat ek doen. En dankie Heilige Gees, dat U die Bybel, die woord op ons lewe toepas, om ons te oortuig, wat is reg en wat is verkeerd, wat is goed en wat is sleg. En wanneer ons dan tot daai besef gekom het, en ons kies om die goeie te doen, dan help U ons om dit te doen, want ons kan dit nie self doen nie. Dankie dat U so goed is vir ons, en Here, baie dankie dat wanneer ons dan tog in sonde val, ons met vrymoedigheid na U toe kan terugkom, sonder vrees vir verwerping en veroordeling en beskuldiging, dat ons sonde voor U kan kom bely, en U vergifnis ontvang, en verder saam met U loop. U is so goed vir ons. Ons prys U naam. Amen.